Okkert Janse van Rensburg is die uitvoerende hoof. Okkert, baie welkom by die program. Julle omset is net 3% hoër, maar julle het heelwat meer nuwe en gebruikte motors verkoop. Was daar 'n bietjie druk op winsgrense? Ja, dankie Ryk, en dit aangenaam om met jou te praat met jou luisteraars. Ja, ek dink wat mense dalk net nie uit oogheid moet verloor daarin is daai omset is natuurlik die groter omset vir die hele groep wêreldwyd. En spesifiek in Verenigde Koninkryk waar ons in die vorige jare 'n besigheid verkoop het, was ook rede hoekom die omset 'n bietjie laer lyk op die oog af. In Suid-Afrika was die omset heelwat hoër, dit was nader aan die 8%. Maar ja, ons het baie goeie momentum gehad, veral die in Suid-Afrika waarop ons nou kan voortbou. So ons is baie tevrede met die groep se resultate. En mense sê maar altyd daar's moeilike ekonomiese omstandighede waarin die besigheid bestuur moes word, maar ek neem aan wanneer daar heelwat nuwe volume in jou mark is, moet jy ook daarop agslaan en jy moet seker maak dat jy die meeste daarvan maak wanneer dit beskikbaar is. Soos jy kan sien, ons het dit daarom wel reg gekry en in Suid-Afrika spesifiek het ons die bedryfswins verhoog met 15%. So goeie resultate vir ons in die algemeen hier. Kyk, die groot tema verlede jaar was dat die verkope van nuwe motors vinniger gestyg het as in die verlede. Daar's amper 'n oplewing gewees en dit is gelei deur die Chinese voertuie wat in gewildheid toegeneem het. En julle verkoop ook verskeie Chinese voertuie of modelle van Chery, Omoda, Jayco, Haval en Jetour. Het julle ook 'n skerp toename gesien in belangstelling in daai modelle? Ja, ek dink ons het 'n belangstelling gesien. Ons het al hierdie handelsmerke in ons besigheid op die oomblik en ek dink ons het dit ook gesien dat waar daar nuwe belangstelling was vir die nuwe handelsname wat op die mark gekom het. Maar dit was ook verblydend om te sien dat ek dink van die ander handelsname wat nog altyd daar was, soos die Toyotas en Hyundai's en Kia's het baie goed gedoen en was waarskynlik ook verantwoordelik vir die grootste gedeelte van hierdie ekstra wins wat ons gemaak het. Ja, ons het wel aan die volume kant het ons goeie toename gesien in hierdie nuwe name. Is die winsgrense vir motors groter op Chinese voertuie of anders op Chinese voertuie as byvoorbeeld jou tradisionele handelsname? Kom ons vat maar Kia en Toyota. Mense is geneig om altyd net te kyk na die nuwe voertuig op sy eie, maar eintlik hoe dit werk is, as dit binne in 'n handelsnetwerk is, maak jy binne in so 'n netwerk maak jy natuurlik geld op verskeie maniere. En een is maar net die nuwe voertuig wat verkoop. Natuurlik wat jy sou doen as jy 'n voertuig weer inruil op 'n nuwe ene en jy maak ook geld dan natuurlik op die tweedehandse voertuig. En dan die ander groter komponent daarvan is ook natuurlik jou werkswinkels. So die werkswinkels aparte maak 'n baie groot gedeelte van die winsmarge uit. So waar jy groot tradisionele handelaars het, sê byvoorbeeld Hyundai en Kia en Toyota wat deurentyd nog goeie volumes handhaaf, het jy skielik wat iets waarop jy kan voortbou wat hulle geweldig meer wins in daai handelstakke sal maak as wat jy sal maak net waar jy die Chinese nuwe voertuie verkoop. Wat ons gedoen het met die nuwe handelsnaam wat op die mark gekom het, is ons het dit in 'n netwerk gesit wat ons noem multi-franchise, waar jy meer as een handelsnaam binne in dieselfde tak het. So wat jy byvoorbeeld doen is jy sal jou voorste gedeelte van jou verkoopsvenster eintlik maar in 2 verdeel en jy sit die tradisionele, noem dit maar 'n Nissan of so aan die een kant verkoop en aan die ander kant verkoop jy dan een van hierdie Chinese motors. Maar aan die agterkant hier nog steeds die werkswinkels wat meestal nog eintlik die ou tradisionele handelsmerk natuurlik sal moet bystaan. Want sodra jy net daai nuwe voertuig verkoop, dit vat omtrent 'n goeie 6 tot 8 maande voordat hulle begin terugkom vir diens. En in daai tyd moet jy dit nog steeds laat werk. So ek sou sê die handelsname wat deurentyd goeie volumes verkoop, bly nog steeds die mees winsgewendste. En ons verklaring gister het ons dit probeer eintlik omskakel in die 3 groepe en net om 'n idee te gee. Jy het een gedeelte van daai besigheid wat 27% meer wins gemaak het, terwyl 'n ander gedeelte wat die multi-franchise byvoorbeeld net so 13% meer gemaak het, wat vir jou alse saam met 22 meer gegee het. So dis interessant om dit te verstaan dat jy het eintlik al die komponente nodig, nie net die verkoop van die nuwe voertuig nie. Van 'n tipiese handelaar, waar maak hulle geld? Deur die verkope van motors of om dit te versien en reg te maak? Ek dink jy sien hom al oor 'n lang tyd is dit maar nog steeds die versien en regmaak en dis hoekom ons ook 'n groot gedeelte van ons besigheid is wat ons in ons mobility solutions het en dis waar jy hierdie service and maintenance plans byvoorbeeld kan verkoop en dit gee ook vir jou die annuïteitsinkomste oor 'n langer tydperk. So
As jy die hele besigheid op in geheel sien, is die anniteitsinkomste is eintlik waar jy die groter gedeelte sou maak eerder as die eenmalige verkoop van 'n motor. En dit is seker een van die sterkpunte binne in motors en dit is hoekom ons selfs ter goeie en slegte tye nog steeds goeie winste kan wys, is omdat ons 'n baie groot anniteitsinkomste generasie het. Net laastens, die rand het heelwat verstewig in die tweede helfte van verlede jaar en sedert die begin van die jaar, en dit lyk ook of die wisselkoers relatief stabiel is op die huidige vlakke hier rondom R16 teen die dollar. Beteken dit julle kan motors heelwat goedkoper invoer en dan gaan die pryse van ingevoerde motors dienooreenkomstig daal? Man, ja, ek dink vir enigiemand wat iets invoer, ek dink het ons 'n sterker rand nodig en ons is natuurlik baie gelukkig oor as op hierdie syfers kan bly. Ek dink wat ons gesien het, daar was eintlik geen prysinflasie op verkope in die laaste seker 18 maande nie. So 'n beter wisselkoers gaan ons sekerlik kan help dat ons dit ten minste kan handhaaf, want anders sê jy seker inflasie sou sien oor 'n tyd deurkom. Maar dit is beslis positief vir ons in die hele industrie as die wisselkoerse sterker kan bly by hierdie vlakke. So julle hou die pryse maar dieselfde en as die rand verstewig dan raak die glimlag net 'n bietjie breër vir aandeelhouers neem ek aan. Ja, ek dink oor die algemeen wat jy ook natuurlik moet sien is die ander kant van die skaal is natuurlik die mense wie aan jou verkoop, maar hulle sien ook natuurlik die wisselkoerse wat so beweeg, so ek dink jy kry natuurlik ook dat hulle dan 'n klein bietjie minder dollars aan die ander kant sou maak, so hulle sal waarskynlik die pryse dan weer verhoog. Maar hulle ondersteun nie ook wanneer die rand bietjie in tye van moeilikheid gekom het. So dit gaan maar aan albei kante toe ook daar met jou onderhandelinge. Ja, so daar's twee skerp kante aan daai swaard. Ons gaan dit daarmee los. Okkert, baie dankie. Dit was Okkert Janse van Rensburg. Hy is die uitvoerende hoof van Motus.